letterlik is dit toe, want ek dink ek het sinusitis ontwikkel die afgelope 2 dae. Maar ek het gedink, voor ek die erediens begin, wil ek net eers met julle 'n paar afkondigings deel van my eie. Die eerste een is, ek seker van julle het nou al gehoor, maar ek is weer swanger. So, ja, dis my goeie nuus. En die babietjie kom dan, as alles nou goed gaan, in Maart. So, ja, dit is baie opwindend en baie interessant. Dit gaan chaos wees, maar ja, mens dink nie, is maar altyd 'n emosionele besluit. En die ander nuus wat ek het, is ek het vroeër hierdie week by Hoërskool Oeverkruin gaan kuier. Marie het my genooi en dit was regtig wonderlik. Dit was tydens die OFish pause geleentheid wanneer hulle sprekers kry om te kom praat met die jong mense. En dit was wonderlik om te sien hoeveel jong mense het uit hulle eie hulle pause opgeoffer en gekom om te luister watter boodskap daar vir hulle is. So dit was regtig wonderlik geweest. En ja, ek het ook onlangs 2 wonderlike mense getrou wat ook hierso sit. So Angeline en Adrian. Dit was ook baie spesiaal. Die 1 September was sommer 'n lekker begin vir lente. En ja, dit is my nuus wat ek net met julle wou deel. Maar ja, dis lekker om hier te wees. Mag die onsigbare vir ons sigbaar word deurdat ons geestelike bril aansit. Mag die Heilige Gees ons lei tot nuwe betekenis, insig en wysheid. Gemeente, ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en ons antwoord met lofprysing. Woord van God sê, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Dit kan ons alleen ontdek as ons met alle erns ons lewe meet aan God se wet. Kom ons doen dit deur te luister na die eise wat Jesus Christus in Lukas 10 verse 25 tot 27 aan ons stel. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Voor hierdie eise staan ons almal skuldig. Kom ons bely saam met die psalmdigter ons skuld voor God. Teen U alleen het ons gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in U oë. Ons was al skuldig toe ons gebore is. Aan almal wat hulle sondes voor God bely, gee God opnuut sy genade. In 1 Johannes 2 vers 1 tot 2 lees ons, as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die sondes van die hele wêreld. Almal wat met God versoen is, bely hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely staande ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel,
vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gemeente, kom ons dank God ook nou vir die verlossing wat hy vir ons in die Christus gegee het, deur saam te sing van lied 245. Lied 245 as genadeverkondiging. Gemeente, ons gaan nou saam sing lied 177, net so terwyl ons sit, ter voorbereiding van God se woord. Die lied is Jesus groot bo almal. O
ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat ons vandag weer die voorreg het om iets te kan hoor van wat U vir ons wil sê. Dat ons 'n verhouding met U kan hê. Dankie dat U ons diepste hartshinkering ken. U weet presies wat dit is wat ons soms soek, waarna ons op soek is in die lewe, wat ons graag wil hê. U ken ons beter as wat ons onsself ken. Help ons om vandag die onsigbare weer te kan sien. Help ons dat dit weer sigbaar sal word op 'n baie praktiese wyse in ons lewens. Ek bid dat ons harte oop en ontvanklik gaan wees vir U boodskap. Amen. So vanoggend het ek 'n paar interessante dinge wat ek met julle wil deel. Dit is 'n paar Engelse liedjies, maar baie bekende liedjies. Ek glo regtig almal gaan dit ken. As ek nou dit kon speel, sou ek dit selfs vir julle speel. Maar dit is nou nogal interessant wees. Ek dink dit sal die eerste keer wees in hierdie gemeente wat so 'n lied dan nou gespeel word. Maar die eerste lied wat ek net jou aan wil laat terugdink aan, is U2 se liedjie I Still Haven't Found What I'm Looking For. Wie van julle ken die lied? Wie ken glad nie die lied nie? OK. Dan moet julle wat die lied glad nie ken nie, moet asseblief moeite gaan doen om dit te gaan luister later vandag. Dis 'n baie interessante lied. I Still Haven't Found What I'm Looking For. Die ander lied is Eurythmics. Ken julle Eurythmics? Ja, sien ek ken darm so 'n paar dinge. Dis nie my generasie nie, maar ek ken dit. Sweet Dreams Are Made of This. Wie ken nie hierdie lied nie? As jy jonger is, mag jy dalk nie weet nie. Maar ek dink julle sal nogal weet, dis nogal klassiek, nê? So, die lied van U2 is een van die mees bekendste, mees populêre liedere ooit. Een van die mees gewildste liedjies ooit. Die Rolling Stones tydskrif het gesê, dit was nommer 93 op die top greatest 500 songs ever. So dit was een van die mees gewildste liedjies van sy tyd en dit is tydloos. Nou nog sal dit 'n goeie lied wees. Daar was 'n rukkie gelede op Jacaranda, het ek gesien op die webtuiste, was daar so 'n debat oor wie het beter smaak, die nuwe generasie of die ouer generasie. En ek moet erken, ek dink verseker die ouer generasie wen, want die liedere is tydloos. So, dit is nou maar net so. Die jonger generasie sal probeer, maar dit is nie daai selfde effek nie. Nou, hoekom is hierdie spesifieke lied van Bono, van U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, hoekom is dit so verskriklik bekend? Hoekom is dit iets wat so na jou, dit roer jou hartsnare, dis iets wat so praat met jou siel eintlik. Hoekom is dit iets waarmee meeste mense kan identifiseer? Dis die groot vraag, hoekom? Wat is so fantasties aan hierdie lied? En ek glo daar's 'n dieper rede hoekom mense so met hierdie lied kan identifiseer. Daar's werklik 'n dieper rede, want dit spreek werklik tot 'n behoefte wat ons almal op 'n manier het. Daardie ding waarna ons soek, maar baie keer voel mense dat hulle nog steeds nie dit gevind waarna hulle so soek nie. Hulle het nog steeds nie daai gevind nie. Die volgende ding is Eurythmics se lied, Sweet Dreams Are Made of This, waarin daar gesê word, travel the world and the 7 seas, everybody's looking for something. So, ek het alles gaan doen, ek het gaan reis, ek het die wêreld gaan sien, almal is maar op soek na iets. Dis weer eens daardie soeke, daardie hinkering na iets dieper en meer in hierdie lewe. Dis dieselfde ding wat aangespreek word in daardie lied. So, ek dink regtig daar's 'n rede hoekom dit so populêr is en hoekom dit so tydloos en goed is. So, dit spreek die mense diepste hartsbegeerte en hinkering aan. Ons almal het hierdie begeerte en hoop dat daar iets meer is as wat hierdie wêreld vir ons kan bied. Is dit nie waar nie? As ons tog al ons hoop gevestig het op dit wat die wêreld nou bied, dan was dit maar hartseer en dan was dit maar 'n hopelose tyd of plek om in te wees. So ons glo dat daar iets meer moet wees as wat hierdie wêreld nou vir ons bied. Dis 'n baie normale ding om daardie hinkering te hê. Dis eintlik hoe jy geskep is. Niemand het natuurlik vir jou geleer of gevra, hoekom het jy hierdie hinkering nie? Dis net hoe jy ontwerp is. Dis net wie ons as mense is. Dis hoe ons bestaan. Dis net wie ons is. So, natuurlik wonder baie van ons wat gebeur met ons in die lewe hierna en
Ons het meer antwoorde meer vrae as wat ons vir antwoorde het. Maar ons wil tog nie glo dat die enigste doel van hierdie lewe net is om elke dag dalk werk toe te gaan en om weer terug te gaan huis toe en om dit net weer die volgende dag te gaan doen nie. Of net skool toe te gaan, jou routine te doen en dan gaan jy weer die volgende dag net so voort nie. Die meeste van ons wil nie net bestaan nie, maar ons wil leef. Ons wil weet ons het 'n spesifieke doel en daar's iets dieper agter ons aksies en daar's 'n rede hoekom ons sekere goed doen. So, ja, ek hoop julle kan my goed hoor, hierdie mikrofoon, as hy. So ons wil weet dat daar's 'n diepere hinkering en 'n dieper motivering agter die dinge wat ons doen. Nou Jean-Paul Sartre is een van die wêreld se grootste ateïste van alle mense. En hy het gesê, there comes a time when one asks even of Shakespeare, even of Beethoven, is that all there is? So selfs 'n ateïs het hierdie hinkering in hom. Verseker het 'n ateïs hierdie hinkering. Inteendeel, so 'n persoon het dit dalk sterker as wat jy besef. Dat jy wonder, is dit werklik so dat ons is hier om nou maar net te bestaan, of wil ons eerder leef? Moet daar 'n dieper doel wees agter ons aksies en agter die alledaagse dinge wat ons doen? So selfs 'n ateïs sê dat daar iets meer moet wees. Daar is 'n antwoord op hierdie hinkering. Daar is 'n antwoord op hierdie soeke na iets meer. En ek en jy gaan vanoggend weer eens die antwoord kry. Dis wonderlik dat ons hierdie antwoord het. Maar ons moet net weer op 'n spesifieke manier kyk na dit om ons en in ons. So Paulus het hierdie hartshinkering raak gesien in die mense in Athene. Net soos wat U2 die konteks van die tyd en Eurythmics die konteks van die tyd kon verstaan, die kultuur van die tyd en die behoefte van die mense kon aanspreek. So hulle doen dit deur musiek. En dis een van die redes glo ek hoekom dit so goed gedoen het. Dit is mooi musiek. Musikaal is dit baie goed sag op die oor, maar tog is daar iets wat die woorde ook aanbetref, dit spreek tot iets dieper. En dit roep na iets meer. Soveel boeke en flieks deesdae doen dit ook. En dis hoekom ek glo dit suksesvol is. So, ek gaan net vir jou 'n bietjie agtergrond gee oor die teks wat ons vanoggend gaan lees. Paulus is besig om te bedien in Berea. Hy sien egter dinge is nie soos wat dit moet wees nie. Paulus moet dan Athene toe gaan. So hy gaan Athene toe en hy wag daar vir Silas en vir Timoteus. Soos wat hy rondloop in Athene, sien hy dan al die verskillende soorte altare wat oralste om hom is. En hy sien dis gebou, elke altaar is gebou vir 'n verskillende god. En hy besef dan die volgende wat hy nou in die teks skryf. So ons gaan saam lees Handelinge 17 vers 16 tot 34. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die Godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'n Paar wysgeere, Epikureërs en Stoïsyne het met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagus toe geneem en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê, klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken. Die Atheners is in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets nuuts te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid, sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God, wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van die hemel en aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie, inteendeel,
Dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'n Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus en 'n vrou met die naam Damaris en nog ander saam met hulle. So dit is nou die teks, dit is nou nogal 'n lang teks, maar dis die enigste een wat ons vandag gaan lees. So wat hier aan die gang is Paulus is hier by die Areopagus, net om vir julle te verduidelik. Dis 'n tipe plek waar baie mense bymekaar gekom het om inligting te verkry. Goed. So die enigste doel was vir hulle om inligting te verkry en nie noodwendig om tot bekering of 'n verandering te kom nie. Hulle wou nie verander nie, hulle wou net daarheen gaan om inligting te kry. Dit kan jy sien as die moderne Google van die dag, jy weet. So mense gaan daarheen en hulle verkry inligting. En daar was twee tipe groepe mense, hoofsaaklik daar betrokke by die Areopagus. Dis nou die Atheners, en die twee groepe wat hier ter sprake was die Epikureërs en die Stoïsyne. So die Epikureërs glo dat hulle liggaam en siel net sal disintegreer wanneer hulle sterf. Hulle is met ander woorde baie materialisties, hulle glo in 'n God, maar nie dat hy aktief betrokke is in ons lewens nie. So dis hulle uitkyk gewees oor die lewe, dis die een groep mense. Die ander groep mense was die Stoïsyne. Nou hulle doel was om pyn en plesier te vermy en om alles te vermy wat hulle kon beïnvloed. So hulle leef amper in 'n tipe van 'n kokon en wou glad nie beïnvloed word deur enigiets nie. Hulle is geïsoleerd, heeltemal op hulle eie. Nou die verhaal begin by Paulus en ons sien die eerste woord wat regtig uitstaan is dat hy verontwaardig gevoel het. Hy was verontwaardig. Nou die dieper betekenis van hierdie woord is in Grieks baruxonetou. Dit beteken om diep binne in jou geroer en ontsteld te word. Hy was regtig ontsteld deur wat hier aan die gang was. Hy het die evangelie van Jesus Christus verkondig. Dit was sy doel, dit was Paulus se doel. En dis die nuwe leer waarvan ons lees in hierdie teks. Hy sê nogal vir hierdie mense, ek sien dat julle baie godsdienstig is. Nou dit is presies vandag nog steeds dieselfde. Baie mense is verskriklik godsdienstig, maar het hulle werklike verhouding met Jesus Christus. Daar is 'n verskil. En dit is wat hy sien hulle het al hierdie reëls en regulasies en verskillende altare vir soveel verskillende gode, afgode wat hulle aanbid. So hulle wil seker maak, daar's nie 'n God wat hulle mis nie. Maar so staan hy stil op die een spesifieke altaar wat sê, dit lees aan 'n onbekende God. En dit is waar hy sy eintlike, dit is die kruks van sy hele argument en debat en praatjie wat hy vir hulle gee. Hy sien dat daar is die onbekende God, so hy besef, hierdie mense het 'n diepere hinkering na iets wat hulle wil hê, hulle het hierdie soeke in hulle hart, maar hulle weet nie eers vir wie dit is nie, of na wie dit is nie, of vir wat dit is nie. Maar so besef hy, hierdie behoefte is ook by hulle teenwoordig. En ons weet dat God het ons gemaak om hom te soek. Dit is wie Christus is. Hy sal hom altyd laat vind. Dit is wie die God is waarin ek en jy glo. En so sê hy iets baie interessant, Paulus, oor hierdie onbekende God. Hy verduidelik dan vir hulle in hulle spesifieke taal, wie is hierdie onbekende God?
So dis asof hy vir hulle 'n tipe bril of 'n kontaklens wil gee en net vir hulle wil wys, hierdie is eintlik wie julle nog die heeltyd dien of na wie julle heeltyd soek. Kyk net op 'n nuwe wyse. Begin net sien. Haal die oogklappe af en sien. En hy gebruik Griekse gedigte. Dis nogal baie interessant. Ons sien in vers 27 en vers 28, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party digters gesê het, ons stam ook van hom af. Dis wat hy self sê in hierdie teks. So Paulus is baie slim. Hy verstaan iets van die konteks van die tyd. So as ons dit in vandag se tyd in 2024 moet interpreteer, dit sou iets wees soos iemand wat praat oor die bulle en die leeu's. Nou dan sal die persoon nie letterlik verwys na bulle en leeu's nie, maar na rugby. En so is dit presies dieselfde ding, hier's simboliek en allerlei diepere betekenis agter dit. Nou Epimenides is 'n Griekse filosoof wat in die 6de of die 7de eeu voor Christus geleef het. En hy het hierdie gedig geskryf. Dis nou in Engels. They fashioned a tomb for thee, holy and high one. The Cretans, always liars, evil beasts, idle bellies. But you are not dead, you live and abide forever, for in you we live and move and have our being. Nou hierdie gedig is interessant, want dit is nog voor die Bybel. So dit is nog voor Christus. So dit verwys eintlik na Zeus. 'n ander tipe God, nie ons God nie. Dan sien ons ook Aratus het ook geskryf in 300 of 200 voor Christus. Tydens die eerste eerste 5 verse. Let us begin with Zeus, whom we mortals never leave unspoken. For every street, every marketplace is full of Zeus. Even the sea and the harbor are full of this deity. Everywhere, everyone is indebted to Zeus. For we are indeed his offspring. So wat hy eintlik gedoen het, is hy het selfs verwys na gedigte van hulle tyd, wat in daardie tyd vir hulle bekend was, wat nie eers gedui het op Christus nie, dit was op 'n ander God, op Zeus, en hy het dit gebruik om iets aan hulle oor te dra, dat hulle dit kan verstaan. En deur daai selfde taal gebruik, het hy eintlik iets bereik, en het die mense regtig kon identifiseer met wat hy sê. So hoekom doen Paulus dit? Hy doen dit want hy verstaan hulle kultuur en hy verstaan die mense. Dis wat hy eerstens vir hulle wil kom verduidelik. Dit is soos, as iemand met jou nou gaan kom praat oor die rugby, gaan dit vir jou voel, hy verstaan jou. Want jy is dalk miskien 'n aanhanger daarvan. Miskien is jy glad nie 'n aanhanger van die rugby nie. En dalk is dit jou unieke, kom ons sê jou unieke stokperdjie, of iets wat jy van geniet om te doen, of kom ons sê, in ons tyd, in vandag se kultuur, is iets so sosiale media is nogal 'n groot ding. So iemand wat daardie taal en daardie wêreld gaan verstaan, dis iemand wat, dit gaan vir jou voel, hierdie persoon verstaan my ook. So elke liewe generasie het mos nou maar hulle eie dinge, maar gelukkig het ons almal vanoggend, min of meer ons almal, het die liedjies geken, nee, van U2 en van Eurythmics. So dit was iets wat ek gebruik het, sodat almal kan verstaan. En net so het hy dieselfde gedoen. En die tweede rede hoekom hy dit gedoen het, is hy wil vir hulle wys, dat hulle nog al die jare eintlik 'n stuk waarheid beet gehad het. Hierdie onbekende God bestaan. Hy is nie regtig onbekend nie, hy is 'n God wat hom laat vind. Hy is 'n God wat hom openbaar op soveel verskillende wyse. Ek en jy moet net anders te kyk om hom te vind en om te sien. Die onsigbare word regtig sigbaar. 'n Mens moet net leer om reg te kyk. En hy wil hulle wys. Kyk op 'n nuwe manier. Hulle sien dit nie nou nie, maar hy wil dit vir hulle wys. So in jou eie lewe is dit dalk so in vandag se tyd, dat jy dalk selfs ook 'n paar altare gemaak het van verskillende afgode wat jy dalk dien in jou lewe, sonder dat jy dit eers besef. Miskien is die afgode sukses of prestasies. Miskien is dit wat ander van jou dink om gewild te wees. Miskien is dit skerms. Ons almal is tot 'n mate baie afhanklik en geheg aan 'n skerm, een of ander vorm van 'n skerm, jou selfoon, die TV, jou rekenaar, wat dit ook al is. Miskien is dit 'n ander persoon wat 'n afgod vir jou geword het.
Enige iets wat vir jou belangriker is as Jesus Christus in jou lewe, word eintlik onbewuslike afgod. Iets wat jou fokus steel van tyd met God. Dit is 'n afgod. So, dalk moet ons almal net weer na ons eie lewens kyk, onsself afvra op 'n eerlike wyse, is daar dalk potensiële afgode in ons lewens? En wie is die onbekende God in ons lewe? En dit is Jesus Christus wat homself laat openbaar. Hy sal hom laat vind, maar ek en jy moet 'n ander tipe bril opsit. Ons moet ander kontaklense kry en ons moet anders kyk. So, weet julle wat, nê? Dit laat my regtig dink aan die ou huisgenoot optiese illusies. Nou weer eens gaan sommige generasies nie hiermee kan identifiseer nie. Maar wie van julle onthou altyd toe jy 'n huisgenoot gekoop het? Ek koop glad nie meer tydskrifte nie, maar wie onthou dat daar was altyd so een prent en dan was dit so verskillende kleure en vorms en dinge, en dan moet jy jou oë eintlik half skeel trek. Jy moet so snaaks jou oë skeel trek en dan kom daar nou een of ander patroon uit. Maar jy moet jou oë baie snaaks fokus. Dis ek kan nie dink dis goed vir jou oë nie. So, maar aanvanklik kan jy dit net so sien, maar as jy oë nou op 'n sekere wyse nou so skeel trek, dan kom die prent nou uit. Wie van julle het dit nog nooit gesien nie? Ek's baie bly om te sien, meeste van die mense weet waarvan ek praat. So, hierdie optiese illusie is baie soortgelyk aan wat Paulus nou mee besig is met hierdie mense. In hierdie konteks, in hierdie teks. Hy sê eintlik vir hulle, luister, God is nog die heeltyd teenwoordig in julle lewens, maar julle moet op 'n ander wyse kyk om hom raak te sien. Nou vir my en jou is dit dalk nou nodig om ons oë skeel te trek, en so kom die optiese illusie nou uit, die prent, die geheime ding. So, dis nou presies wat hier gebeur. Jou soeke is reg, maar is nie volmaak nie. Maar God maak jou soeke na hom volmaak. Ons is afhanklik van hom. As jy lank genoeg kyk, sal jy dit uiteindelik begin sien in jou eie lewe ook. Hoe God nog die heeltyd teenwoordig is, hoe Jesus Christus en die Gees nog die heeltyd aan die werk is. Hy is nie afhanklik van my en jou nie. Dis nogal interessant, in hierdie teks lees ons dit ook, dat God het nie my en jou nodig om hom te versorg nie. Dis die verskil tussen Christus en een of ander afgod van 'n altaar, wat 'n altaar van gemaak is. Al die ander gode moet op 'n wyse versorg word en gedien word. Daar moet die heeltyd vir hulle allerhande goed gevat word. Goud en geld en weet nie wat alles nie. Maar Jesus Christus hoef nie versorg te word nie. Hy is wie hy is. Ek en jy kan hom net dien. En ek en jy kan net eenvoudig weet dat ons is afhanklik van hom. Hy is reeds teenwoordig. Ons hoef nie Jesus na die mense te vat nie, want hy's reeds daar. Dis die wonderlike nuus. Paulus het geweet, maar Christus is teenwoordig, selfs by hierdie vreemde mense, met hierdie klomp godsdienste, en allerlei dinge, en hulle vra en soeke, hy's reeds daar teenwoordig, hy's self teenwoordig by ateïste. Dis hoekom hy juis ateïste gebruik, gedigte van mense wat glad nie eens 'n verhouding het met God nie, want hy weet, God is ook daar teenwoordig. Die mense struikel net om hom te sien. So dis wat ek vandag vir jou wil sê. Hy sien jou. Hy's reeds teenwoordig in jou unieke storie. In jou worsteling, in jou eie lewensverhaal is hy daar. Maar ek en jy moet net leer om anders te kyk en om te sien waar hy reeds aan die werk is en om daarbey aan te sluit. So daarom hoef ons nie te vra dat hy oral saam met ons hoef te gaan nie, want hy is saam met ons. Ons kan net dankbaar wees dat ons nie alleen is nie. So, my en jou rol vandag in 2024 is om God te vind in die hedendaagse kultuur. Al is dit hoe moeilik. En ons hoef nie te wees soos die twee groepe mense. Die een groep is materialisties van aard, hulle dink alles kom tot niet. En die ander groep is nou weer bang dat hulle beïnvloed word, of dat een of ander ding op hulle gaan spring, of iets soos dit nie. Ons hoef nie bang te wees daarvoor nie. Ons kan weet wie ons is in Christus. En dis hoekom ons nou in hierdie wêreld is. Ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is vir nou in hierdie wêreld. En dis wat belangrik is. Ons moet nog steeds sorg dat ons hart altyd oppas. Guard your heart. Maak seker dat jou hart beskerm word. Wees versigtig met wat in jou hart omgaan, in jou gedagtes en in jou hart.
En dis wat jy kan doen. God sien jou raak, hy ken jou en hy het jou onvoorwaardelik lief, soos wat jy hier is vandag. Hy ken die detail van jou bestaan en hy verstaan jou selfs beter as wat jy jouself verstaan. En partykeer is die lewe nie altyd vir ons sinvol nie en het ons hierdie soeke na iets dieper of meer. Dalk is ons nie op die beste plek van ons lewens nie. Maar dan kan jy weet, God is steeds by jou. Hy is steeds betrokke. Hy is nie afwesig nie, selfs al is hy stil. Hy is nie afwesig nie. En hy ken jou regtig beter as wat jy jouself ken. So mag ons net weer hoop en moed kry. Dis my wens en my gebed vir elkeen van ons, om God te sien in die hedendaagse kultuur, selfs al voel dit partykeer soos 'n hopelose plek. Mag ons nie godsdienstig wees nie, maar regtige verhouding hê met Jesus Christus, sodat ons in ons lewens kan sien, dit is waar hy reeds aan die werk is, dis waar hy reeds teenwoordig is, en mag ons ook daarna streef om nie enige afgode te hê in ons lewens nie. Dit is menslik om dit te doen, maar mag ons regtig daarop fokus vanoggend om net Jesus Christus te dien en mag hy heel bo op die topbestuur van ons lewens wees. Dit is my wens en my gebed vir elkeen van ons. Amen. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend net weer 'n bevestiging van U kan kry. Die wete dat U reeds teenwoordig is in ons lewens. Here, baie van ons het 'n hinkering soms in ons lewens na iets meer en dieper. Sommige van ons ken mense wat hierdie hartsbegeerte het, hierdie soeke. En dis asof ons hulle net wil help om te sien, Here, maar hulle sien nie noodwendig nie. En dalk is dit ek self wat vanoggend hier sit. Dalk sukkel elkeen van ons om U te sien in die hopelose tye waarin ons soms is. Here, maar ek wil bid dat U die onsigbare vir ons sigbaar sal maak. En ook vir die mense vir wie ons omgee, wat dalk struikel om U te sien. Here, help ons om te wees soos die mense wat werklik tot bekering gekom het, nadat Paulus met hulle gepraat het in daardie tyd, in die teks wat ons gelees het in Handelinge 17. Mag ons oop wees vir U boodskap, om dit te ontvang en om dit regtig toe te pas in ons lewens. Here, mag ons nuwe hoop en moed verkry. En vergewe ons, Here, waar ons gedurig afgode vir onsself skep. Dit is maar wie ons is, Here, ons is mense. Maar help ons om vandag weer opnuut te fokus op U. Want U is nie 'n onbekende God nie, U laat U vind. En dankie daarvoor, Here. Dankie dat U aan ons openbaar deur die eeue en jare en tye, en dat ons weet, dis die een ding waaraan ons kan vashou. U is die een standvastige fondasie en rots, wat ons standvastig hou in moeilike tye, en in goeie tye ook. Ons dankie vir al ons voorregte, en ek bid, dat U ons gaan help om op in die volgende paar dae, en in die volgende paar weke, op 'n ander manier te kyk na alles om ons, en om werklik nog steeds U te sien in ons alledaagse lewe. Dat die onsigbare vir ons sigbaar sal word. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Kom ons staan vir die lied, en dan kan ons net so bly staan vir die seën. Ons gaan lied 3:4 sing, God is liefde, verse 1 tot 3, en dan gaan ons net so bly staan vir die seën.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Die Here sal sigbaar wees in die onsigbare. Amen.